Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Gerry Ludik, hy's 'n rygewas spesialis by Intelligrow. Gerry, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre almal. Ja, dis lekker om hier te wees en as ek so vinnig na die weer kyk, kan nou nie glo dat die dinge so vinnig verander het nie. Ons het eers te nat en nou is dit te droog. Ja, so hulle sê hierdie week gaan 'n klein bietjie opklaar wat vir baie mense 'n bietjie verligting gaan wees. Maar Gerry, kom ons praat gou net oor die afgelope rygewas seisoen. Dit was uitsonderlik uitdagend vir die boere, né? Ja, ongetwyfeld. Ons het om die kompleksiteit van hierdie seisoen te probeer verstaan, is dit nodig om na twee fasette te kyk. Die eerste een is, ons vorige seisoen was ook baie nat en ons het baie nat gestroop en baie vog oorgedra. En die tweede is die kommoditeitspryse wat nie vir ons boere volgens wense is nie. As gevolg van die vraag en aanbod, ooraanbod, en dit plaas ons boere onder druk om te plant en aan te gaan, want daar's nog skuld wat nog betaal moet word. So Gerry, foute wat die produsente maak as hulle nou dink, jy weet, natseisoen is verby, ons kan aangaan soos normaal. Ja, nou in hierdie raamwerk van hierdie vorige seisoen in hierdie verskriklike oormatige reën wat ons gehad het waaraan ons nie gewoond is nie. En dan sit jy nou nog die kompleksiteit van grond ook by en die toestande wat buitekant heers, dan is dit amper 'n perfekte storm. Die vorige seisoen se aanplantings, oordragvog, dan die winterreën, opbrengse, die weer bepaal al hierdie jaar se bewerkingspraktyke en die afskop vir die volgende seisoen. So, die vroeë reëns in sekere gebiede kon gebruik word vir voorbereiding. Dit sluit skeurtandbewerking in en voorplant stikstof en normaalweg gaan daar 'n tydperk verby wat ons hierdie voorbereiding kan doen. Maar hierdie jaar het ons nou nie daai wonderlike voorreg gehad nie. En ander jare is dit weer te droog en dan raak ons planttyd vir ons rygewasse raak dan, die venster raak al hoe kleiner. So, om te begin, die versuiptoestande begin wanneer die profiel van die grond vol is. So die vorige reën veroorsaak dit nou en ons het gestroop met nattoestande en dit beteken dat die stropers het vasgeval. En jy kan net self dink met wielglip en bande wat oor die land beweeg, het dit daai grond verskriklik vasgetrap. En veral op die minimumbewerking en geen bewerkingslande het dit 'n verdigtingslaag veroorsaak. Nou as ons nie skeurtandbewerking ingesit het nie of diep geploeg het nie, dan kry jy 'n situasie dat die grond verdig het en die saailinge nie sy wortels diep genoeg in die grond kan insit nie, om by die kunsmis uit te kom. En dan kry jy in die ry, soos wat daai foto's nou gewys het, kry jy in die ry dat van die plante klein is en van die plante agter is. En hulle haal nooit daai agterstand in nie. So dit is een van die eerste goed wat gebeur het. Dan het ons met die baie reën kon ons nie anders as om maar te begin plant nie. En die kulters van die planters het die voortjie gesmeer. Uit basiese modderlaagie gesmeer waarin die plantjie nou nie kan uitkom nie. So hy ontkiem en sy worteltjies bly in daai voor, soos daai foto wat nou wys. En dit beteken dat hy ook nie by die kunsmis uitkom nie. So ons het twee groot faktore wat baie keer saam 'n rol gespeel het en andersins dan afsonderlik wat vir ons hierdie groot en klein plante gee. Wat op die einde van die dag eintlik nou vir ons se oesverlies gaan teweegbring, want die wortelstelsels van die plantjies ontwikkel nie soos wat hulle moet ontwikkel nie, want jy moet onthou, in ons rygewas het ons net 'n sekere tyd wat byvoorbeeld 'n milie ons gee om tot fisiologiese rypheid te kom en daai tyd gaan uit, soos wat die seisoen aanskuif. En ook moet ons onthou dat ons
dalk 'n vroeë ryp kan hê. In die begin van April, so ons produsente moet reg staan daarvoor ook. Ons het 'n plantvenster en hy moet end kry sodat ons nie in daai ek wil amper sê in daai kalender inbeweeg waar ons dan te doen het met ryp en dan ook 'n oesverlies teweegbring nie. Gerry, ons gaan nou 'n bietjie uitbrei op spesifiek daai die ontkieming van die plante en ook miskien 'n bietjie hulp aan boere, jy weet, wat se vooruitsigte kan ons hê vir die nuwe seisoen. Maar voordat ons by dit uitkom, kom ons kyk eers wat gaan aan op die Groot Plaas kalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Gerry Ludik, hy's 'n rygewas spesialis by Intelligrow. So Gerry, ons het nou al in 'n paar van hierdie kwessies geraak, maar waarom is plat watertafel gronde ekstra kwesbaar vir hierdie versuiptoestande wat jy ons van vertel het? Wel, die eerste plek, die helling is baie laag en dan hierdie watertafelgronde om van die luisteraars te verduidelik, het is regiese sand op 'n klei keerlaag wat ongeveer 1.2, 1.5 meter diep is, kan dieper en vlakker ook wees. So die reënwater bly net daar. Die Amerikaners praat van badgrond en is amper 'n beter beskrywing as ons watertafelbeskrywing. En daai volg raak net ontslae as gevolg van verdamping, son wat 'n klomp water wegvat, of plante wat groei met 'n respirasie en dan volgens trek uit die grond uit. So dit is ons probleem, as daar nie verdamping plaasvind of plante is nie, dan bly daai vog in die grond. En dit is die oordragvog waarvan ek nou praat. Die vorige seisoen se vog bly dan ook in die grond en dan as ons nou addisionele reën kry, dan gebeur dit so dat die grondprofiel heeltemal versadig raak en dan begin die water nou bo die grond staan. En dan is dit nou net verdamping wat vir ons kan help. Gerry, so kom ons praat gou 'n bietjie net, obviously die nat toestande maak dat die grondtemperature baie laer is as normaal en dit veroorsaak swak ontkieming. Kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? Ja, so kom ons vat 'n mielieplant byvoorbeeld en die ander is nie ver nie. Die grondtemperature moet 15 grade en hoër wees om vir 'n plantjie om te ontkiem en te ontwikkel. En dan as dit nou gebeur dat die grondtemperature daal, want soos wat ons nou koue nagte het en warm dae, dan daal die grondtemperature in die aande en dan raak dit nou 'n bietjie koeler en dan ontkiem die plantjies baie stadiger as gevolg van koue en dan nou ook nog die nat toestande wat ook nog bykom, maak dit nou nog koeler. En dan ontkiem hulle stadiger en dan so 'n plantjie het ook net soveel kos endosperm wat hy gebruik om uit hierdie toestand uit te kom sodat hy sy eerste 2 blare kan gee om dan te fotosinteer. En voor daai proses kan plaasvind en klaarmaak, het daai endosperm daai kos wat die saadjie bied en dan opgeraak en dan sit dit daai plant onder geweldige stres. Dan die ander faktor wat natuurlik 'n rol speel is dat alles wat in die grond is, goggas, enigiets wat in die grond is wat invloed kan hê op daai plantjie wat besig is om te ontkiem en besig om sy kop uit te steek, bring meer dat om my plant onder stres te sit en dan sukkel hy ook om sy eerste 2 blaartjies te gee en dan van daar af te fotosinteer. So dis vir ons 'n kritiese tyd. Ons moet daai 15 grade en meer in die grond kry. Hoe warmer die grond natuurlik, hoe makliker ontkiem hy en dan hoe dieper plantdiepte speel ook 'n rol. Vlakker plant uit die aard van die saak is makliker, maar die variasie in die grondtemperature speel dan 'n rol. So ons moet net die regte plantdiepte gebruik op verskillende kommoditeite om vir ons daai perfekte toestande te gee sodat daai plantjies gelyk kan ontkiem en ons hele land gelyk kan opkom en dit is
is waardevol as ons land, as ons plante gelyk kan opkom. Gerrie, maar een van die groot probleme natuurlik is as daai plantvenster kleiner en kleiner raak en 'n mens weet nie wanneer jy gaan plant nie en jy kom tot op 'n punt waar die boer sê ek moet nou ongelukkig plant, maar die toestande is nog steeds nat. Dit kan wortelontwikkeling ook belemmer, né? Ja, geweldig, soos ek net nou ook genoem het, as jy nat plant, dan is die planter se kulturs is geneig om daai laag te smeer. En hy smeer vir hom so, hy kompakteer hom so dat daai wortels nie kan gaan onder toe gaan en kan gaan kunsmis soek byvoorbeeld en ander minerale gaan soek nie. So hy bly in daai plantwortel, daai plantsone in daai voortjie groei. En totdat die toestande nou gunstig is of totdat sy druk wat die wortel uitoefen op die grond dan 'n groter raak is die druk wat die grond terugdruk en dan sal hy nou met sy wortels, met sy bywortelstel in 'n mielie se geval en dan in 'n sonneblom, sojaboon, penwortelstelsel, dan sal hy nou verder gaan grondsoek, kunsmis soek en vog soek totdat hy voldoende het en dan 'n goeie gesonde plant kan raak. So dit is maar die groot ding. Ons het vanjaar nie 'n keuse gehad nie. Ons moes nat plant en dit het dan hierdie punt tot gevolg gehad. Nou Gerrie, ons het so 'n minuut en 'n half en ek dink kom ons los die boere met ietsie wat hulle kan gebruik, praktiese stappe wat produsente nou kan neem om skade te beperk, want ons weet nie of die water natuurlik die reën nou al verby is nie. Ja, ons kan dalk vinnig gesels oor wat ons volgende jaar te doen staan. Ons moet altyd slimmer na seisoen en maak planne vir die komende seisoen. Ek gaan eers dan gou daaroor praat. Ons het 'n praktyk in die rygewasse wat ons noem spoorverkeer. En dit is waar die trekkers en al die implemente oor die land beweeg op dieselfde spoor. En daai spoor trap naderhand hard en dit bring meer dat ons met al ons implemente op daai spoor kan bly om mee voor te berei, om mee te plant, kunsmis te gee. Ons spuitbane bly op daai spoor en dan ons stroperbane is ook op daai spoor. So die spoorverkeerstelsel is 'n baie goeie stelsel om te onthou in sulke nattoestande. En dan dit is nou meer op die minimumbewerking en op die geen bewerkingspraktyke. En dan op die watertafelgrond of wat die skeertand ouens maak, hulle kom met die skeertandbewerking in wat vir ons dan help om daai grondprofiel net so te kry dat hy plantbaar is. So dit is wat ons volgende jaar kan doen. Hierdie jaar Gerrie, ek gaan jou afsny net voordat ons by nuwe jaar uitkom, want ons tyd is nou ongelukkig op, maar baie dankie dat jy ons saam met ons was op die lig vanoggend. Gerrie Ludik, rygewas spesialis by Intelligrow. Dis alwaar vir ons tyd het vir Groot Plaas vanoggend. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en ons sien mekaar weer môre.